Ek is hier by Johan Grobler vandag, hier naby Petrusburg. Ok, hy het nou al 'n tweede Monosem Wingmax aangeskaf. Kom ons vind uit hoe daai ouetjie omgedra in die eerste seisoen, hoe die milies gelyk en dan hoekom het hy 'n tweede een bygekry? Johan, hoe lyk dit? Goed, dankie self Andre. Ja, doodstil, rustig. Vertel my gou vinnig seisoen wat verby is. Ons het nou lekker gesels oor hierdie Wingmax en ek is nou baie geïnteresseerd. Die eerste ding is, want dit wat ek hier by jou kom leer het, hierdie kouters of farrow openers wat jy aan die voorkant het, wat nou basically uit droëgrond weggevat het, dat jy hom in die nat grond kan sit. Hoe daai besigheid vir jou gewerk? Andre het nie baie goed gewerk, wat se naam veral as jy voorwerk, dan help dit om maklik in die nat grond te kom en daar's nie droë grond wat by die put inval nie. So ons het 'n goeie opkoms gehad en ja, dit het goed gelyk. Arend het vir ons 'n kunsmiskouter gebou. Die planter het van tevore maar die tradisionele skynskouter uitgekom. Ja. Jy sal sien die kouter hardloop nou reguit en dit is maar So hy is nou baie mooi agter hierdie. Baie mooi agter die ding en dit is maar om so min as moontlik verstoring in die grond te doen waar die kunsmis ingesit word. So en dit lyk goed op die stadium. En dan sien ek het jy hierdie, dit is nogal interessant actually, nee. Want dan sien ek het daai tuintjie wat agter die kouter loop, nee. Dis maar om 'n ferm oop te hou vir die kunsmis om wel tot onder op die boom te kom en laat dit nie versprei lê boontoe. So as ek hierdie konsep reg verstaan, kom ek van hom sommer hierdie kant. In plaas van dat jy die kouter het wat nou skuins voorsit met die pypie wat agter hom kom en dat hy hom daarso bære, maak hy hom basies oop en hy die tand wat direk agter hom loop wat oopmaak en dan sit hy die kunsmis presies daarso neer. Dis reg, hy loop in 'n lyn en wat se naam, wat die skynskouter veroorsaak dat daar droë grond daar agter die kouter ingaan as dit nou droog is. Ja. Wat die reguit ene gooi die grond na albei kante toe oop. So hy het myselfde effek as 'n tand eintlik. So dit maak dat daar nie soveel droë grond inkom by die kunsmis. So en so vir jou is dit alles wat jy doen op 'n planter, as ek jou reg verstaan, gaan oor om ordentlik die put by die vog te kry saam met die kunsmis ensovoorts en nie droëgrond te hê iewerster in die pakkie wat kan rondneem. Ja, die belangrikste is maar die put moet reg lê en die kunsmis op die regte plek lê. So en dis maar belangrik en daar moenie onnodige droëgrond in beweeg nie want dit het maar altyd 'n invloed op jou ontkieming van jou saad. Sê vir my, waar volgens jou is die beste plek om die kunsmis neer te sit? Volgens my is dit 50 mm weg van die rye van 50 mm onder die saad. En die Monosem uitmeeteenhede, die potte as sulks. Jy weet, daar's 'n paar ouens wat nou al voel ja, maar die ding kom nou al jare, so 'n nuwe ding moet mos nou beter wees as wat daai besigheid is. Nou jy het redelike ervaring van, noem dit nou van die nuwer uitmeters en hierdie, hoe sou jy die twee vergelyk? Ander nee, wat sy Monosem uitmeter is 'n ou uitmeter en maar hy is betroubaar. Wat se naam is 'n eenvoudige stelsel wat werk. Jy kan sien terwyl jy plant, kan jy self 'n inspeksie doen en kyk of hy wel nie dubbelputte vat of van die putte mis as jy dit nie op 'n monitor kan sien nie. Dit is nou hierso, nee. Want jy kan hom maar sommer hier, as ek reg as ek sê, jy maak net hierdie klappietjie Ja, jy wat skryf hy hier so langs die kant het, daarso, en dan check jy hom nou sommer daarso. Ja, dan kan jy sommer daar sien of hy reg is vir jou. En kyk, as ek reg as ek sê dat die plaat wat jy in het, hierso is verlaarstande, want ek sien hy's 'n bietjie verder uit mekaar uit as van die ander plate wat ek al gesien het. Andre, wat naam jy weet mos maar in die area wat jy plant en dan pas hulle die plaat se hoeveelheid gate daar volgens aan en dit maak dat die plaat nie onnodig vinnig loop of so nie en so hoe stadiger hy loop hoe meer akkuraat is hy want hoe meer tyd het hy om sy put reg op te tel. En dan, ek wil gou by jou hoor aandrywing. Ons het nou laas glad nie regtig gepraat oor die aandrywing, net vinnig daarin geraak. Jy het gegaan spesifiek vir die hidroliese aandrywing. Nou, hoe sou jy sê vergelyk dit met die elektriese goed? Andre, nee, wat sal my hidroliese aandrywing werk vir my goed. Wat se naam, ek het nie probleem daarmee nie en ja, as dit daar
as die trekker sy hydrauliese weg is en daar is nie 'n pyp wat lek nie, dan loop alles wat elektries kan dalk vir jou 'n bietjie 'n kopseer naderhand ergens met 'n draad wat knyp of sulke soort van goeters gee op 'n Vrydagmiddag. Daai soort van goeters, so. Ja, ten minste weet jy die hidrolika, dis net 'n pyp wat lek iewers ter, jy weet waar om reg te Jy weet maak. waar om reg te maak, maar andersins kan 'n draad vir jou nogal 'n verrassing gee. Stel dit so, sy tester is baie makliker om mee te werk, nee. Ek wil net gou, want ek weet ek meen hulle kom ons na die mannesens veral kom met die keuse van die jou kontakdrywe ook wat nou maar meer tradisioneel is rondom dit, maar hoekom het jy besluit om dan spesifiek te gaan na die hidroliese kant toe? En wat's nou dis maar die kontrakdrywe is daar's altyd 'n moontlikheid van 'n wiel wat gly of 'n aandrywing wat nie konstant is nie. Ja. En dit is hoekom ek meen op die hydraulies dryf jy maar van die GPS van die trekker af aan. So jy is seker dat die spoed wat die planter teen beweeg en die spoed waarteen hy hom uitmeet is altyd konstant met mekaar en is altyd reg. So jy sit ook nie met daai ding van as jy van een grondtipe na 'n ander een toe gaan dat jy skielik nou sê sommer 5000 die kant toe of daai kant toe nie. Ja, nee, dit is maar die hoofrede André, of as jy ergens as jy kontak dryf wiel dalk 'n sloot vang of so iets, dan gaan staan nie besigheid of so nie. Op die hidrolies die GPS dryf hom aan. En vir watter noem dit nou maar want hy het ons 'n isobus besigheid wat hom in die trekker dryf, so wat sy komputerbrein het jy gegaan voor op die planter self? Ons het nou sommer 'n DigiJohn stelsel opgesit op die vorige planter, het ek ook 'n DigiJohn opgesit en dan hou ons maar by een ding, want dan is die twee planters dieselfde en daar's nie 'n verskil nie, en as hy 'n verstelling maak hy dieselfde verstelling op al twee. En ek weet in die verlede het baie keer sê die ouens maar ja, maar maak nou nie saak wat se planter dit is nie. Die planter is reg en die trekker is reg, maar die twee goed wil nie lekker met mekaar praat nie. Het jy enigstens daai issues gehad of was dit 'n plug and play? Nee, wat is nou maar hulle het goed kom insit en verder. Ek meen ek het nou 'n seisoen met die ander stelsel geplant en hy het nie baie probleme gegee nie. En die ene het ook maar net ingesit en aangegaan. So daar's nie 'n probleem met dit dan. Sê vir my, wat se rooi goeders is hier op die kunsmis? Want dit is maar die monitors wat die kunsmis wat vir jou sê of die ry kunsmis kry en hy het nou geen jy sal sien daar's geen bedrag. Ja, ek wil nou net sê nou, maar waar's die ding se draad nou? Hy werk maar met wifi daar van die trekker af. Is daar nou sy eie battery besigheid hier binne? Batterytjie in is maar hulle sê daai batterytjie hou jare lyk my. En maar hulle werk. Hulle werk ja. Nee, hulle werk aan. Yes, ek love dit want ons is nie Ja, ek meen op die einde van die dag hier's nie regtig drade ja, hierso is nie nie. nog drade wat lê. Dis letterlik net die monitor system van die Ja, is my die wat van die saad. SARS is 'n monitor wat nog 'n draad het daar agter. Ja, nee, jy sien 'n planter dieselfde. Hoe minder drade, Ja, minder drade, hoe hoe beter. beter. Okay, dan hierdie ek sien jy het ook die daai monoshock op, né? Nee? En dan hierdie spring besigheid wat bietjie help die downforce en daai goeters. Ja. Hoe werk dit vir jou? Nee, dit werk goed André, wat se nou my dit maak dat die unit baie stabiel loop en jy doen maar jou verstelling daar op elke ry afhangende van hoe los die grond is en maar as jy hom gestel het dan loop hy goed. Jy het nou baie ervaring van ander fabrikate en al hierdie goed en ek meen jy het nou die tweede planter van na laas jaar die tweede planter nou bygekoop van hierdie. Wat was die hoofrede hoekom jy nou besluit het okay right, ek gaan nou in die monosem rigting? Man, dit gaan maar oor die frame en die unit self wat betroubaar is. Die konsep van hoe die frame werk in nat toestande kan hierdie planter nogal redelik beweeg. Is dit nou, jy praat spesifiek ook van die float aksie? Ja, hy het groot wiele op sy vlerke en hy het groot wiele wat die kas daar agter. So sy flotasie is baie goed. En het jy gevind dat by jou omdat hy die karretjies half in die middel dra,
en ek meen van die gewig verplaas na die trekker toe, laat die planter ook verder gaan voordat hy byvoorbeeld vassit. Ek weet nie of hulle in daai omstandighede geplant het nie. Ja, ons het in nat omstandighede verlede seisoen geplant en nee, wat daar was nie ek dink daar was nie 'n probleem gewees. Is nêrens vasgesit in elk geval nie. So ons kon oral deurkom waar ons moet deurkom wat ander planters dit nie sou gemaak het nie. Laaste ding, hoe lyk die diens en daai tipe van goeders op hom? Ek weet nie hoeveel issues het jy al gehad nie, maar hoe lyk die diens en so op die planters? Man, nee, die diens is baie goed. Wat se naam ek het net maar deur Bestbier my planter gekoop, maar hulle diens is uitstekend en Avond hulle van Monosem se kant af gee hulle baie goeie diens aan ons. So as daar issue is met 'n ding of so, is dit binne 'n dag of wat is dit uitgesort. En hulle is op die bal. Hulle gee aandag dadelik aan 'n ander probleem. Ouens wat soortgelyke omstandighede soos jy en soos die buurmanne en so het jy al vir hulle gesê, luister julle moet 'n blou planter kry. Ja, die buurmanne het al ek sien die buurmanne se blou planters loop ook al so. Right, so, dit is Johan Grobler van Petrusburg af. So, okay, ek kan nie met hom stry nie. Nee, ek stem saam. Jou put moet in die volg wees. Belangrikste ding ooit, nee. En dan sy sê, hardloop jou kunsmis so op 'n 45 angle, dan loop hy reg en die buurmanne, jy gaan ook nou al blou so, weet jy wat 'n rigting. Dis die van ons spys af, tot volgende keer. Groete.